Donker in die dale, en die twyfel en die vrae, waarin sal ek vashou, by wie sal ek skuil, as geloof in my bewankel, en die seer my weer laat struikel, weet ek waar my hoop, my anker is, en daar's net hierna, deur wie verlossing kom, daar's net hierna, en ek hou my hoop op, gestuur, geleef, gesterf, gegee, en waarlik opgestaan, allerhoogste naam, Jesus. En die antwoordlose tye, word geloof in my gesuiwer, want die waarheid bly die wapen, wat ek sal bely, as gevoelens kom en gevoelens gaan, en die storms van die lewe slaan, weet ek wie my God, my redder is, en daar's net hierna, deur wie verlossing kom, daar's net hierna, en ek hou my hoop op, gestuur, geleef, gesterf, gegee, en waarlik opgestaan, allerhoogste naam, Jesus. En kom nou, my ziel, hou je hoop op, hou je hoop op. En kom nou, kniel, vertrouw net op hom, vertrouw net op hom. Kom nou, o my ziel, hou je hoop op, hou je hoop op. En kom nou, kniel, vertrouw net op hom, vertrouw net op hom. Op daar's net hierna, deur wie verlossing kom, daar's net hierna, en ek hou my hoop op, gestuur, geleef, gesterf, gegee, en waarlik opgestaan, allerhoogste naam, Jesus, want daar's net hierna, deur wie verlossing kom, ook daar's net hierna, en ek hou my hoop op, gestuur, geleef, gesterf, gegee, en waarlik opgestaan, allerhoogste naam, Jesus, en allerhoogste naam, Jesus, o allerhoogste naam, Jesus. Nou, ek wil vanmôre vir 'n paar oomblikke met jou deel rondom die gedagte, hulle weet nie wat ons weet nie. Het julle dit al gehoor? Hulle weet nie wat ons weet nie. Ag, sê dit vir die, kykie, as jy vanmôre gedink het, ek gaan vanmôre vir jou 'n pragtige PowerPoint lesing gee vanmôre, wil ek vir jou sê, jy's op die verkeerde plek. Ek is hier om vanmôre vir jou te preek. Is dit oukei vanmôre? Is dit oukei vanmôre? Ek voel lus vir kerkhou volgend. Sê net gou vir die een naby jou, hulle weet nie wat ons weet nie. Hulle weet nie wat ons weet. Hulle weet nie wat ons weet nie. 21, en ek het gaan oplees, gaan opsoek, waar kom hierdie storie vandaan? Van hulle weet nie wat ons weet nie. 21 Januarie 2024 sit duisende Suid-Afrikaners vasgepen voor die televisiestel. Hier's van julle in die kerk wat dit ook gedoen het, hier's van julle in die kerk wat dit vanoggend weer gedoen het. En Driekus Du Plessis ding mee teen Sean Strickland vir die UFC scorebox wêreldkampioenskap. Julle weet nou waarvan ek praat. En net voor Driekus
die ring of die oktaaf of wat julle dit ook al wil noem, inbeweeg, uiter Driekus hierdie woorde en hy sê, julle weet nie wat ons weet nie. En sedert hy daardie uitdrukking gemaak het by daardie kampioenskap 21 Januarie, is dit iets wat op die volksmond bly. Hulle weet nie wat ons weet nie. En ek raak besig met hierdie gedeelte en die heel week praat dit in my hart. En ek gaan vanmôre en ek gaan net met jou reguit praat vanoggend. Ons gaan kyk hoe lei die Heilige Gees. En ek wil vanmôre vir jou sê dat een of ander tyd gaan jy ook soos 'n Driekus deur hierdie toue van hierdie lewe klim. En een of ander tyd gaan jy ook in jou lewe, en ek praat geestelik vanmôre asseblief, moenie jou buurman gaan pak gee nie. Ek praat geestelik vanmôre. En een of ander tyd in jou lewe gaan jy ook voel, jy is besig met die geveg van jou lewe. Wie was al daar? Jy gaan voel, jy is besig met die geveg van jou lewe. Dalk is dit jou werk, dalk is dit jou gesondheid, miskien is dit 'n siekte, ek het nie 'n lys gemaak, miskien is dit jou huwelik, miskien is dit jou kinders, miskien sit jy vasgevang in die hel van depressie of angs, miskien sukkel jy geestelik, maar een of ander tyd gaan jy ook deur die toue van hierdie lewenskruit klim en voel, ek is in die wêreldkampioenskap, ek is besig met die geveg van my lewe. En ek het vanmôre vir jou 'n boodskap vanmôre. Kind van God, jy moet dit in die gees ervaar en sien wat die Heilige Gees wil oordra vanmôre. En ek wil vanmôre vir jou sê, dit maak nie saak wie jou vyand is nie. Dit maak nie saak, Delisha, teen wie jy beklei nie. Dit maak nie saak wat hulle dink, hulle weet nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, dat hulle weet nie wat ons weet nie. Ek wil vir jou sê vanmôre, jou vyand weet nie wat jy weet nie. Ag, sê dit gou vir iemand vanmôre, ek is nie besig met 'n kleuterskool preek vanmôre nie, maar daar's krag in die woorde wat jy uitspreek. Sê dit vir iemand, my vyand weet nie wat ek weet vanmôre nie. Hy weet nie wat ek weet nie. Vanmôre gaan daar 'n deurbraak kom in die huis. Kan ek vanmôre vir jou sê, ek gaan net vinnig met jou praat oor 'n paar dinge. Ek wil vir jou sê vanmôre, ek bedien profeties vanoggend, dit is nie 'n lesing nie, ek weet waar ek my boodskap gekry het. Ek wil vanmôre begin en ek wil vir jou sê, dat jou vyande, wat jou ondergang soek, hoor my, ek praat met manne en vroue, jou vyand, wat jou ondergang soek, hoor my vanmôre, hulle weet nie, dat jou God, sluit die bekke van die leeu's toe nie. Ek hou van daai. Hulle weet nie. Hulle soek jou ondergang. Hulle soek dat jy val. Hulle soek jou ellende, maar hulle weet nie dat jy buig voor die God wat die bek van 'n leeu kan toesluit nie. As sta jy in jou lewe wat jy soos 'n Daniël in die leeukuil staan. Jy sien, daar's 'n ander dimensie rondom die gedeelte van Daniël. Ons praat altyd van Daniël as die persoon uitverkorene van God, 'n bidder met die gees van uitnemendheid in sy lewe wat geweier het om op te hou bid. Dit is baie waar en dit is so. Jy sien, maar Daniël wys vir my en jou iets anders ook. Jy sien, as jy in die leeukuil is, ek voel die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Jy sien, kind van God, as jy in die leeukuil is, dan is daar nêrens heen om weg te hardloop nie. As jy in die leeukuil is, waarheen hardloop jy? Dis klip agter jou, dis klip langs jou, dit is 'n leeu voor jou, waarheen hardloop jy? Waarheen hardloop jy? En baie keer is ek en jy ook in omstandighede van hierdie lewe, waar jy soos Daniël, staan jy in die leeukuil en jy roep uit en jy weet, jou enigste hoop is die Here, want jy weet, jy het nêrens omheen te hardloop nie. Daar is nie 'n plan B en 'n plan C nie, jy's vas in 'n hoek. En my verbeelding loop altyd met my weg. En ek dink daardie leeu's het nog planne gehad. Ek weet nie, ek wonder of daardie leeu's dalk honger was, ek weet nie. Maar daardie leeu's het planne gehad.
En daar staan Daniel. Hy kan nie links nie, hy kan nie regs nie, hy kan nie agtertoe nie. Hy het 'n leeu wat voor hom staan. Kan ek vir jou sê vanmôre, die vyand, hulle weet nie wat ons weet nie. Hulle weet nie wat ons weet nie. Kyk wat skryf Daniël 6 vers 23. Daniël skryf, hy sê, my God het sy engel gestuur en die bek van die leeu's toegesluit. Ek wil vandag vir jou sê, jy staan dalk in die leeukuil. Ek wil vandag vir jou sê, jy dink, jy is dalk alleen, maar ek wil vanmôre vir jou sê, kan ek dit vanmôre oor jou lewe verklaar? Is iemand wat voel hy's in die leeukuil vanmôre? Ek wil vanmôre, wil ek oor jou lewe verklaar en vir jou sê, in een oomblik, hoor my kerk, in een oomblik sal die Here die bekke van die leeu's toesluit in jou lewe, en jy sal verklaar, en jy sal juig van die oorwinning van die Here. Marius, hulle weet nie wat ons weet nie. Hulle weet nie wat ons weet nie, hulle dink ons is in 'n hoek. Maar ons weet vanmôre kerk, ons weet dat ons God is in staat om ons te beskerm. Sê vir die naby jou, my God sal my beskerm. My God sal my beskerm. Hy sê, ek wil vanmôre vir jou sê, hulle weet nie wat ons weet nie. Ons weet, is dat die God wat ek en jy aanbid, sal ons nooit teleurstel nie. As jy dit glo, kan jy net sê, dankie Here, U sal ons nooit teleurstel nie. Hulle weet nie wat ons weet nie. Hulle weet nie wat ons weet nie. Ons aanbid die God wat die bekke van die leeu's toebind. En net vir die wat nie daardie agtergrond verstaan nie. Jy gehoor van volstruise wat hulle kop in die grond druk omdat hulle niks weet nie. Hulle weet ook nie wat ons weet nie. Kom ek lees vir jou Psalm 121 vers 5. Ek voel net ek bedien vanmôre profeties. Prys die naam van die Here. Hy sê die Here is jou bewaarder. Die Here is jou skaduwee aan jou regterhand. Die son sal jou bedags nie steek nie. Die maan ook nie by die nag nie. Die Here sal jou bewaar vir elke onheil. Jou siel sal hy bewaar. Die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar, net vandag. Die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar, van nou af tot in ewigheid. Prys sy naam. Prys sy naam. Hulle weet nie wat ons weet nie. Hulle weet nie wat ons weet nie. Ons weet dat ek en jy aanbid 'n God wat in staat is en wat sê dat ek sal my kinders beskerm, nie net gister nie, nie net vandag nie, maar ek sal my kinders beskerm tot die dag wat ek hulle kom haal. Is julle nog met my vanmôre? Ek gaan dit nog 100 keer sê vanoggend, want ek mag. Hulle weet nie wat ons weet nie. Hulle weet nie wat ons weet nie. Kom ons gaan aan. Jy sien daar tye in jou lewe wat jy voel jy kry net pak. Was dit nog net ek wat daar was? As tye in jou lewe wat jy voel jy kry net pak. Dis die een ding op die ander ding, dit hou net nie op nie. Was een van julle al daar gewees? Maar hulle weet nie wat ons weet nie. Hulle weet nie wat ons weet nie. En weet jy, as jy op 'n plek kan kom op jou lewe, en dit is die een ding op die ander ding, dan raak jy later moeg beklei. En baie keer dan gaan sit 'n mens, moeg en moedeloos, en seer en stikkend, en jy sukkel partykeer om jou geloof te behou. Maar ek dank die Here vanmôre, dat die vyand weet nie wat ons weet nie. Hy weet nie wat ons weet nie. Kan ek dit vanmôre vir jou sê vanmôre, dat God
se genade. Toe ek hierdie lees, toe ek met hierdie besig raak in my studeerkamer, toe raak ek so bewus van die teenwoordigheid van die Here. Ek wil dit vanmôre vir jou sê, kind van God, jy wat voel, alles loop net verkeerd, jy wat voel, die dinge stop net nie, jy wat voel, dit is die een ding op die ander ding, wil ek vanmôre vir jou sê, hulle weet nie, wat jy weet nie, wat weet ek en jy vanmôre, ek en jy weet vanmôre, kerk, jy moet die aan vashou, ek en jy weet vanmôre, dat God se genade is elke môre, is sy genade niet. Sy genade is elke môre niet. Kyk wat skryf Klaagliedere. Hy sê, Klaagliedere 3:22. Ek het nie geweet wat is die afkorting vir Klaagliedere nie, toe moes ek dit uitskryf. Ek moet daarin gaan oplees. Hy sê, dit is die goedertierenhede van die Here, dat ons nie omgekom het nie. Kyk dit gou daarna. Dis die goedertierenhede van die Here, dat ons nie omgekom het nie. Ek en jy moes omgekom het. Ek en jy moes dit nie gemaak het nie. Ek en jy moes geval het. Ek en jy moes bly lê het. Maar die goedertierenheid van God het my en jou bewaar. Gaan skryf hy. Beskoning, hy sê, want sy barmhartighede het geen einde nie. Hulle is elke môre, is hulle nuut. U trou is groot. Die Engelse Bybel sê, His mercies are new every morning. Kerk, ek wil hê, dat jy moet hoor vanmôre, elke dag, as jy wakker word, dan is God se getrouheid, en God se genade, en God se barmhartigheid, is daar, om jou deur die dag te dra, al voel jy kan dit nie maak nie, al voel jy sien nie meer kans nie, al voel jy het nie meer krag nie, die Here kom vanmôre en hy sê, my genade is vir jou genoeg, ek sal jou optel, ek sal jou dra, want jy behoort aan my. Sy genade is vir ons genoeg. Sy liefde ken geen perke nie, en sy getrouheid ken geen einde nie. Ek wil vir jou 2 skrifgedeeltes lees. Psalm 118 vers 13 skryf. Hy sê, jy het my hart gestamp om my te laat val. Die ander vertaling skryf, jy het my hart geslaan, of jy in die ander vertaling sê, jy het my seer gemaak. Die een Engelse vertaling sê, you tried your best to kill me. Jy het my hart gestamp om my te laat val, maar die Here het my bewaar. Halleluja, of die Here het my gehelp. Micha 7 vers 8, skryf hierdie woorde, en ek gaan dit vir jou in Engels moet lees, dit is net soveel mooier in Engels. Hy sê, rejoice, not against me, O my enemy, for when I fall, I shall arise. When I fall, I shall arise. Kan ek vanmôre vir jou sê, die vyand weet nie wat jy weet nie. Halleluja, hulle weet nie wat ons weet nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, die vyand dink, hy het gewen. Die vyand dink, hy het jou plat teen die grond, maar die vyand het vergeet. Kerk, hoor my gou, die vyand het vergeet, wanneer jou krag min raak, dan raak God se krag meer. Hoe swakker jou raak, hoe swakker jy raak, hoe sterker beweeg en werk die Here deur jou, en as jy op jou swakste is, dan is jy eintlik op jou sterkste, want sy genade oor jou lewe is elke môre, is dit nie. Ag, kan jy nie net vir die Here sê, dankie vir die genade, dankie dat die krag in my swakheid volbring word nie, dankie dat ek weet, ek is 'n oorwinnaar in Jesus naam. Ek wil vanmôre oor jou lewe verklaar, al is jy stik en moeg en seer, jy sal weer opstaan. Ek wil vanmôre vir jou sê, jy sal oorwin. Ek wil vanmôre vir jou sê, jy sal die hand van God beweeg, want jy is meer as 'n oorwinnaar deur Christus Jesus wat jou die krag gee.
Hulle weet nie wat ons weet nie. Hulle weet nie wat ons weet nie. Ons aanbid 'n groot God vanmôre. Kom ons doen nog 'n laaste een. Jy sien die vyand probeer altyd God se plan vir jou lewe die mekaar krap. Ja. God het 'n plan. En die vyand probeer altyd God se plan vir jou lewe die mekaar plak, die mekaar krap. Maar God het 'n plan. Ek wil dit weer sê vanmôre, ek wil dit beklemtoon. God het 'n plan. Jeremia 29:11 is seker een van die tekste waaroor daar die meeste gepreek raak. Woord van die Here sê, want ek weet wat 'n gedagtes ek aan gaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om vir julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Die Passion vertaling skryf, to give you future and a hope. God het 'n plan vir elke mens se lewe, om vir jou 'n toekoms en hoop te gee. En die vyand weet, wat is daardie plan? En die vyand probeer altyd om daardie plan teen mekaar te krap. En dit gebeur baie keer, kerk, ek wil hê met my gehoor, want ek ervaar dit, ek praat diep in mense se harte vanmôre. Baie keer word daardie planne van jou lewe so deur mekaar gekrap, dat jy nie eers meer God se plan raak sien nie. Dat jy nie meer God se plan raak sien nie. En dan sit jy by jouself en dan wonder jy, Here, wat nou? Wat nou? Dan kom jy later op 'n plek waar jy twyfel of jy ooit die stem van die Here in jou lewe gehoor het. Kom ek vertel jou gou iets. Ek bid hierdie goed in die Heilige Gees begin met my te deel rondom hierdie gedeelte. Jy sien, ek en jy as mens wil altyd vorentoe kyk om God se plan te sien. Ons wil hê dat op 'n spesifieke tyd moet 'n spesifieke iets gebeur het. Ons wil vorentoe kyk om God se plan te sien. Maar dit werk nie so in die gees nie. Weet jy hoe werk dit in die gees? Wanneer jy agter jou kyk, dan sien jy hoe God se plan in plek geval. God se plan sien jy die beste as jy oor jou lewe terugkyk en jy sien hoe het die stukkies van die legkaart in mekaar gepas. Jy sien Josef het nie God se plan gesien toe sy broers hom verraai het nie. Hy het seker nog minder God se plan gesien toe hulle hom in die put gegooi het nie. En daarvan af, toe sy onskuldig in die tronk en hy het nie eens geweet of hy ooit daar uitkom nie. Hy het verseker nie God se plan gesien nie. Maar toe hy op 'n dag in die koning se paleis sit, as die heerser en sy heerser en sy broers voor hom buig en hy 'n nasie red, God se volk is gered deur Josef, gaan lees die geskiedenis, toe die Here hom gebruik om sy volk te red en hy kyk terug in sy lewe, toe sien Josef, ja, dat die verraad was deel van God se plan, die put was deel van God se plan, die tronk was deel van God se plan, die verwerping was deel van God se plan. En ek wil vanmôre vir jou sê, kind van God, onder inspirasie van die Heilige Gees, dat jy het ook al deur dinge in jou lewe gegaan wat nie lekker was nie, dinge wat seer was, dinge wat jou geloof getoets het, dinge wat jy nie verstaan nie, dinge wat jy eerder nie sou wou hê nie, maar hoor my vanmôre, as jy vashou aan die Here, gaan jy ook eendag terugkyk oor jou lewe en jy sal sien dat al daardie dinge was deel van God se planne, want hoor my vanmôre, ek wil dit vir jou sê, geen duiwel in die hel kan maak dat God se plan oor jou lewe verander nie. Geen duiwel in die hel kan God se plan vir jou lewe verander nie, net jy kan. Maar daaroor gaan ek nie vanmôre praat nie. So my hartseer is,
Elke mens het nee, elke mens, ek wil net gou vinnig praat oor God se plan en dan sluit ek af. Jy sien God se plan werk so, elke mens het 2 keuses in die lewe. Jy het net 2 keuses in die lewe. Net 2. Jy bly binne God se plan of jy doen jou eie ding. As jy binne God se plan bly, dan sal die Here verantwoordelikheid vir jou vat. Maar as jy besluit die dag om jou eie ding te doen en jy het God nie meer nodig nie, dan hardloop jy op gevaarlike grond. Dan hardloop jy op gevaarlike grond. Ek het nou 'n dag by 'n hoërskool het ek vinnig geopen en ek het vir hulle iets gesê in die lyn van, moet net nooit die Here in jou lewe vergeet nie. Spreuke 20:24 skryf hierdie woorde. Hy sê die voetstappe van 'n man hang van die Here af. Maar ons verstaan nie altyd wat dit beteken nie. Kom ons, maar die Engels maak dit net vir my mooier oop. Hy sê, it is the Lord who directs your life. Dis die Here wat rigting gee. Ek praat met God se volk vanmôre. Dis die Here wat rigting gee in jou lewe. For each step you take is ordained by God to bring you closer to your destiny. Dat God het jou voetstappe bepaal. Hy het jou tree, het hy uitgesit. En elke lewenstree wat jy gee, is 'n tree wat jy gee nader aan God se plan vir jou lewe. Hulle weet nie wat ons weet nie. Hulle weet nie wat ons weet nie. Ons God sal ons voetstappe rig. En hulle weet nie wat ons weet die storie het eintlik toe 'n baie mooi einde. En ek wil vir jou die einde vertel. Kan Shana net gou vir ons 'n bietjie speel? Shana net gou vir ons speel. Hierdie storie het 'n mooi einde en ek hou van 'n mooi storie. En die storie vertel. En Driekus het daar in die ring geklim. Ek het nooit in my lewe gedink ek gaan op 'n Sondagoggend praat oor Driekus, oor whatever bekleier nie. Maar dis 'n mooi storie. Ek ken nie eers die man, ek weet as hy die Here dien nie, dis nie waaroor dit gaan nie. En toe Driekus in hy ring aan klim, toe sê hy, hulle weet nie wat ons weet nie. Hulle weet nie. Ek sê vir jou, ek en jy klim ook baie keer in daardie ring. Ek en jy het niks om aan vashou nie, maar ons weet, hulle weet nie wat ons weet nie. Hulle weet nie, hulle ken nie die God wat ek en jy aanbid nie. En die storie gaan verder. En Driekus, blykbaar vanoggend weer net so terloops. En Driekus het daai manne het vir Strickland daai spesifieke oggend vat niks van sy opponent af nie, maar Driekus het hom lyk my goed pak gegee die oggend. Hy het hom nou goed vir hom gewys dat Suid-Afrikaners kan. En toe Driekus daardie goue wêreldtitel dinge oor sy skouer gooi. Dis nou maar ek die videoetjies probeer kyk het en hy stap uit. Toe sê Driekus hierdie woorde. Nou weet hulle wat ons weet. Toe sê Driekus, nou weet hulle wat ons weet. Nou weet hulle wat ons weet. En ek wil hê jy voel dalk vanmôre jy's in die geveg van jou lewe. En jy het in daardie kring ingestap. En jy het gesê, hulle weet nie wat ons weet nie. Maar daar gaan 'n dag kom, wanneer ons hierdie lewenswedloop gaan voltooi. Daar gaan 'n dag kom, wanneer ek en jy ook met 'n goue kroon gaan loop. Sien die simboliek raak, die kroon van die lewe. En ons gaan so terugkyk oor al hierdie dinge
al die stryd, al die swaar kry, al die beklei, al die uitdagings, al die sukkel. En dan gaan ons sê, met daardie goue kroon, oom Charles, gaan ons sê, nou weet hulle wat ons weet. Nou weet hulle wat ons weet. Nou weet hulle wat ons weet. Ek het nie vanmôre na jou toe gekom met 'n pragtige uitgewerkte lesing oor een of ander Bybel onderwerp nie. Ek het vanmôre na jou toe gekom met 'n woord. Ek het hom nie gegoogel nie. Ek het hom nie by 'n vriend gesteel nie. Ek het nou by jou toe gekom vanmôre met 'n woord om vanmôre vir jou te sê dat die Here is vanmôre in staat en die Here is vanmôre die een wat in jou lewe gaan doen ver bo kan dit wat jy ooit kan dink of droom. Ek wil hê jy moet vanmôre weet dat die Here is vanmôre die een wat vir jou sê, my kind, jy staan in daardie ring en die opponent Goliat staan voor jou, maar jy moet vanmôre weet dat die Here sê, ek is saam met jou vanmôre. En ek wil vanmôre kon die worshipspan vorentoe kom en ek wil hê dat jy met vanmôre net geloof skep in jou hart vanoggend.